Goed, ons kyk nou na Openbaring hoofstuk 5 en ek kom maar net tot die besef van hoe verder ons gaan met die boek Openbaring en die geweldigheid van die omvang van dit wat die Here vir ons in hierdie boek probeer sê, dan bring dit 'n mens by 'n plek van die vrees van die Here. En vrees van die Here is nie 'n plek van bang wees nie, maar 'n plek van omdat hy heilig is, besef ek maar net dat ons moenie werk vanuit ons eie insig nie. Ons moet hom ten alle tye raadpleeg om by hom te hoor wat dit is wat hy vir ons gesê het toe hy met Johannes op Patmos die openbaring gedeel het van die toekoms want Openbaring is 'n profetiese boek. En dit praat profeties van die tyd van Johannes af tot en met vandag toe. En daarom moet 'n mens versigtig wees om net na enige persoon wat praat oor die boek Openbaring te luister, want daar's baie stemme, baie mense wat praat oor die boek Openbaring en wat vanuit menslike insig praat. Ons kom na die Here toe en ons moet by die Here hoor. Wat is die boodskap wat hy vir ons uit Openbaring wil gee? Goed, ek gaan nie die hele gedeelte deurlees nie, ons gaan nou van vers 1 af werk, ons het baie inligting om mee te werk hier en ons het nie baie tyd nie. Goed, ek lees vanaf vers 1, en ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit 'n boekrol gesien. Nou ek sê nou boekrol omdat ek glo dat hierdie boek waarna hy verwys hy na, daar was nie boekbundels en boeke wat gebind was in 'n boek nie. So in daardie tyd het hulle op scrolls geskryf, op boekrolle geskryf. En ek dink nie Johannes sou verstaan het wat 'n boek is as hy nie geweet het. As hy nie iets gesien het wat hy insig van opgehad het nie. En hierso, ek glo dis 'n boekrol want hy's van binne en van buite beskryf. Nou 'n boek het 'n omslag en so dit en hy moes gerol gewees het en met seels verseël. So hy sê van binne en buite beskrywe en met 7 seels goed verseël. Nou ek wil net gou kyk na Jesaja 29 vers 10 tot 14. Hy sê, want die Here het oor julle uitgegiet 'n gees van diepe slaap en dat julle oë die profete toegesluit en julle hoofde die sienes toegebind. So het dan die gesig van al hierdie dinge vir julle geword soos die woorde van 'n verseelde boek wat hulle gee aan iemand wat kan lees met die woorde, lees dit tog, maar hy sê ek kan nie want dit is verseël. Of hulle gee die boek aan iemand wat nie kan lees nie met die woorde, lees dit, maar hy sê ek kan nie lees nie. En die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwyl hulle harte ver van my hou, sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mensegebod is. So wat is die beginsel van Jesaja 28 vers 10 tot 13 gaan oor dat die boek van die Here in totaliteit aan ons gesluit is, totdat hy sy gees aan ons beskikbaar stel om dit vir ons oop te sluit wat gesluit is. En sonder dat hy dit oopsluit, sal niemand die boek kan lees, aan die een kant omdat hy nie kan lees nie en ook omdat hy die boek verseël is, sal hy dit nie kan lees nie. En dan kom die Here en dan sê hy, julle eer my met julle lippe, julle sê die woorde van die woord, julle praat elke woord wat in die woord staan met julle lippe, maar julle harte is nie in lyn met wat die woorde is wat julle spreek. Goed, so dis die beginsel. Ek is terug by Openbaring hoofstuk 5 vers 2. En dan sê hy, ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep. So, hoekom 'n sterk engel en hoekom met 'n groot stem? Met ander woorde, selfs hierdie engel, wat hierdie sterke engel is, het nie die vermoë om die seels oop te maak nie, want hy sê, wie is waardig
om die boek oop te maak en sy seels te breek. Hy vra die vraag. Hierdie sterk engel vra die vraag. Want as hy gedink het, dis sommer 'n maklike ding om die boek oop te maak, dan het hy die boek sy seel gebreek. En dan sê die skrif, en niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, kon die boek oopmaak, of daarin kyk nie. Niemand is waardig om daarin te kyk of oop te maak nie. En ek het baie geween, Johannes sê, ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is, om die boek oop te maak, en te lees, en daarin te kyk. 3 goed. Niemand om die boek oop te maak, en te lees, en daarin te kyk nie. Dis een ding om die boek oop te maak, maar dan moet jy nog daarin kan lees, en daarin kan kyk. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie. Ek sê, hoekom het Johannes geween? Johannes het geweet, hierdie verseelde boek het inligting in wat ons nodig het. Ons as liggaam van Christus het nodig om insig te hê van wat in hierdie boek geskrywe staan. En dit sê ek kategories. Hierdie insig, en dit is hoekom Johannes geween het, want Johannes is deel van die liggaam van Christus. En Johannes sê, maar ons moet hierdie goed weet, want dit is van kardinale belang vir die liggaam van Christus. Spesifiek ook vir die tye wat voorgelê het, dat die wat deel is van Christus moet weet, waaroor gaan hierdie boek? Wat is in hierdie boek opgeteken vir ons om te weet, sodat ons veilig kan wees in ons wandel saam met hom? Moenie ween nie. Kyk, die leeu, wat uit die stam van Juda is. So hier's 3 goed. Die leeu, die stam van Juda, die wortel van Dawid. So ons moet net gou vinnig gaan kyk, wie is hierdie leeu? Want jy sien, wanneer jy na enige iemand luister, wat praat oor Christus as die leeu, dan sê hulle, die leeu van die stam van Juda, hy het alle oorwinning vir ons bewerk, en hy is die sterke leeu en die sterke oorwinnaar. Totdat jy met die woord intens en intiem begin werk, dan kom jy agter dat hierdie leeu is die werking van die leeu is toe nie so positief as wat ons gedink het nie. Met ander woorde, die leeu doen iets wat ek en jy dalk nie wil hoor nie. Maar kom ons kyk onder andere, kom ons kyk net na Hosea hoofstuk 13. Wat God spraak, hy sê vanaf vers 1, as Efraim net gespreek het, was daar siddering. Hoog het hy gestaan in Israel, maar hy het hom skuldig gemaak deur die Baal en gesterwe. Deur die Baal, dis 'n afgod. Met ander woorde, Efraim, die stam Efraim het betrokke geraak by Baal aanbidding. En nou gaan hulle voort om te sondig en het vir hulle 'n gegote beeld van hulle silwer gemaak, afgode volgens hulle insig, geheel en al smidswerk. Van hulle word gesê, die mense wat offer vereer kalwers met kusse. Nou, hierdie is geestelike spraak, en daarom, ek wil nie dit nou uitlê nie, want dit gaan nou 'n tydjie neem, maar kom ons vat net, hulle vereer kalwers met kusse, dis die beeld van die volk wat uit Egipte uitgekom het, wat 'n goue kalf gemaak het en hierdie kalf aanbid het. Want wat spruit voort uit die maak van 'n goue kalf? Dit is daai ding van vleeslike aanbidding. Van ek tree op vanuit die vlees uit, en ek wil dans, koordanse en goeters doen, al hierdie goeters wat in die kerk gebesig word vandag, en mense wat op verhoë optree, en films wys, en rook laat opgaan, en harde musiek en goed, dis alles net afgoderry, mensgemaakte aanbidding. Vers 3, ek is nog steeds in Hosea 13 vers 3, daarom sal hulle wees soos 'n môrewolk
en soos dou wat vroeg weer verdwyn, soos kaf wat wegvlieg van die dorsvloer en soos rook uit die venster. Tog was ek, die Here, jou God van Egipte land af, en buiten my het jy geen God nie, geken nie. Ja, behalwe my is daar geen heiland nie. Ek het jou in die woestyn geken, in die land van droogtes. Ooreenkomstig hulle weiveld het hulle versadig geword. Toe hulle versadig was, het hulle hart hoogmoedig geword, en daarom het hulle my vergeet. Luister nou in vers 7. Toe het ek, en dis met 'n hoofletter, ek, toe het ek vir hulle soos 'n leeu geword, soos 'n luiperd lê ek by die pad en loer, en ek val aan, hulle aan soos 'n beer wat van kleintjies beroof is, en ek skeur hulle borskas oop, en soos 'n leeuwin verslind ek hulle daar. Die wilde diere van die veld sal hulle verskeer. Dit is jou verderf oor Israel, dat jy teen my jou helper is. Dat jy teen my jou helper is. Waar is nou jou koning, dat hy jou kan verlos in al jou stede, en jou regters vir wie jy gesê het, gee my 'n koning en vorste. En dis die beeld van die kerk wat vir hulle self konings aanstel. Ek het my pastoor, my dominee, my champion, na wie ek luister. Hy is die een wat my moet red. Maar hulle harte is ver van God af. En dan word hy die leeu wat verskeer. Hy sal verskeer, dit is wat hy doen. Nêrens anderster in die skrif sien jy dat die leeu optree in belang van die mense nie. Hy tree teen hulle op wanneer hulle teen hom staan. Hulle wie hy gekies het, staan teen hom op. Hulle aanbid ander gode en dan sê God, ek sal verskeer. En dan praat hy van die tweede een, die leeu wat waar is uit die stam van Juda. Nou, dis 'n geweldige lang geskiedenis as ons kyk na wie is die stam van Juda. En dan moet jy gaan kyk na Genesis 49 en ek moet my nou verhaas want hierdie kan nou regtig 'n lang opname word en ek wil probeer om dit so vinnig as moontlik net insig te gee oor wie was die stam van Juda. Goed, ons kyk in Genesis 49 vanaf vers 8 en hier is Jakob besig om sy seuns te seën. Nou, daai seënspraak was nie seën soos wat ons dit bless nie. Dis meer 'n uitspraak van wie hierdie stamme is en wat van hulle gaan word. En die uitspraak wat hy oor Juda maak is die volgende, vers 8, Genesis 49. Juda, jy is dit met 'n uitroepteken. Jy is die een. Dan sê hy wat? Jou sal jou broers loof. Jou hand sal op die nek van jou vyande wees. Voor jou sal die seuns van jou vader hulle neerbuig. Nou wat sê hy daarmee? Hy sê, jy Juda gaan die Joodse geloof begin. Judaïsme is die Joodse geloof. En al die stamme van Israel wat in Israel gevestig was, oor al die eeue heen, het hulle self gestel onder die hoofskap van die stam van Juda. Want hulle het almal Jode geword. Selfs die Samaritane het die Joodse geloof gevolg. En so al die stamme van Juda, of al die stamme van Israel, het hulle self ondergeskik gestel onder die godsdienstige hoofskap van Judaïsme. En daarom spreek Jakob hy lewer hierdie profetiese uitspraak. Hy sê, Juda, jy is dit. Jou broers sal jou loof. En dan sê hy in vers 9, Juda is 'n jong leeu
Van die roof af het jy opgeklim, my seun. Hy buig hom, hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuwin. Wie sal hom opjaag? Waarvan praat ons hier? Dit gaan oor die heerskappy van Judaïsme, wat geregeer het oor die volk Israel. Al 12 die stamme het hulle self ondergeskik gestel aan die godsdienstbedryf van Judaïsme, wat nie God se raadsplan was, dat Judaïsme, die Joodse geloof was die geloof wat God bestem het nie. God het altyd net een plan gehad, en dit is die verlossingswerk van Christus, wat ons van Genesis, van reg van die begin af, weet ons dat die offer moes gekom het, die lam wat geslag het moes gekom het. Nou luister gou mooi, vers 10, Genesis 49, die scepter sal van Juda nie wyk nie. Met ander woorde, die heerskappy sal van Juda nie wyk nie. Hy sal heers en heers en heers. Nog die veldheerstaf, daai veldheerstaf gaan oor the lawgiver. Hy sal sy eie wet oprig. Hy sal vanuit sy eie wet mense beheer. Want hy gaan die scepter swaai. Wie? Juda. Die Jode het absoluut beheer geneem. Hulle het die beheer van God af weggevat en hulle het oor mense geheers. En hulle het vir mense, dis hoekom Christus toe hy gekom het hy absoluut gestaan teen die wetgeleerdes, skrifgeleerdes en die fariseërs. Want hy het gesê, julle is 'n addergeslag. En dan kom hy en dan sê hy, nog sal die lawgiver of die veldheerstaf tussen sy voete uit, totdat wat kom? Totdat Silo kom. Silo, verwysende na Christus die Messias. Nou, dit klink nou na 'n vreemde woord, Silo. Silo is wat hulle vandag gebruik vir 'n plek waar jy graan stoor. En Christus is hy is die koring. Hy is die brood van die lewe. En daarom sê hy, totdat Silo kom, totdat die een gaan kom, wat hierdie heerskappy van Juda gaan verbreek. En dan sê hy, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Aan wie? Aan Silo, aan Christus die Messias. En dit is hy wat gekom het, wat uit die stam van Juda is. Hy kom voort uit hierdie geweldige dominante groep word Christus gebore. En hy word net eenvoudig die teenoorgestelde. Hy word absoluut die teenoorgestelde van die manier waarop die Jode en die heersers van die Jode met mense gewerk het. En dan sê hy, die wortel van Dawid. Nou, hoekom die wortel van Dawid? Want jy sien, ons het 'n wanpersepsie. Christus het uit Dawid uit voortgekom. Nee, Dawid het uit Christus uit voortgekom. Want andersins sou hy gesê, hy het uit Dawid die wortel voortgekom. Maar hierso staan die wortel van Dawid. Hy was die wortel van Dawid. Dawid was nie die wortel van hom nie. Hoe weet ons dit? Lukas 20. Kom ons kyk gou wat sê Lukas hoofstuk 20 en ons lees daar vanaf vers 41 tot 44. Lukas 20 vers 41. Toe sê hy vir hulle, hoe is dit dat hulle sê dat die Christus die seun van Dawid is? Met ander woorde, hy kon die vraag anders gestel het. Hoe sê hulle dat Christus uit die wortel van Dawid is? En Dawid self sê in die boek van die Psalms, die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand. Dawid skryf van die Here wat nog nie gekom het nie, asof hy reeds gekom het. En dan sê hy, die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het 'n voetbank van die voete. Nou sê hy in vers 44, Dawid noem hom dan Here,
En hoe is hy sy seun? Hoe kan Christus die seun van Dawid wees, as Dawid gepraat het van Christus in Psalms en gesê het, my Here, God die Vader, het tot my Here, Jesus Christus gespreek en gesê, sit aan my regterhand. Die troon behoort aan jou. Nie aan Dawid nie, aan Christus. Die uiteindelike troon van geregtigheid sal aan Christus behoort. Dit het nooit aan Dawid behoort nie. Christus is die wortel en Dawid het uit hom, dis hoekom hy sê, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. Goed. En daarin sien ons, dit gaan alles gaan oor Christus. Vers 6. En ek het gesien en kyk, ekskuus tog, ek is nou weer terug by Openbaring 5 vers 6. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon, en die 4 lewende wesens, en in die midde van die ouderling staan daar 'n lam. Goed, ons het gesien, hy sê, in die middel van die troon, in die middel van die 4 lewende wesens, in die middel van die ouderlinge, staan daar 'n lam. Wat beteken, hy is die sentrum, die middelpunt, die middelaar, die een wat alles draai om Christus. Alles. Daar's niks wat hy nie is in die koninkryk van God nie. Hy's alles. En dan sê hy, daar staan 'n lam. Nou, ek wil net gou vorentoe spring, want hier in hierdie gedeelte sê hy, 'n lam asof hy geslag is. Die Engelse woord sê, as it had been slain. Nie 'n lam asof hy geslag is, met ander woorde, hy is nog nie geslag nie, hy gaan nog geslag. Nee, daar staan, as it had been slain. Right, so die Christus, daar waar hy nou deur Johannes gesien word, is klaar gekruisig. Hy's klaar gekruisig. Dis afgehandel. En dan bevestig hy dit 2 keer daarna weer. Hy sê, vers 9, in die middel, want u is geslag. En dan sê hy weer in vers 12, die lam wat geslag is. En jy kan nou vir my sê, maar hoekom maak jy nou iets daarvan? Hoekom is dit nou so belangrik om dit te weet? Want die feit van die saak is, dit wat Johannes sien, is 'n afgehandelde saak, en daarom is hy waardig om die boek oop te maak. Dis klaar gedoen. Dis 'n geweldige waarheid om te verstaan, dat al wat hom waardig gemaak het, is dat hy volbring het wat sy Vader hom vooruitgestuur het, en alles is volbring die dag toe hy geslag is aan die kruis. En nou moet ek net iets sê oor hierdie lam wat geslag is. Jesaja 53 vers 1 tot 7. En ek hoop ek gaan alles inkry wat ek wil inkry. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? Jesaja 53:1. En dan wie is die arm van die Here geopenbaar? Dis vra. En hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig uitgesprei en soos 'n wortel uit die grond. Uit die droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Met ander woorde, Christus het doodgewone mens gekom. Hy het nie gekom as hierdie geweldige koning wat hy kom in die vorm van 'n mens met geen uitstaande gestalte nie. Hy is nie soos hierdie Saul, toe Saul gekom het en kom heers het as koning oor Israel. Christus hy was nie dit nie. En dan sê hy, vers 3, hy was verag en deur die mense verlaat, man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. En dit was vandat Jesus begin sy mond oopmaak het, was hy verag en hy was nie geag nie. Hy was gehanteer deur al hierdie konings,
hierdie heersers van Israel, en ek praat nie van fisiese konings wat op trone sit nie, want die godsdienstiges het hulle self as konings aangestel. Die wetgeleerdes, hulle het die wet bepaal, hulle is die koning wat bepaal het wat die wet sê, en dieselfde met die skrifgeleerdes en dieselfde met die fariseërs. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte deed hy gedra. Hy het die juk wat op ons gelê het van ons af weggeneem, die juk van godsdienst, en ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Jou ongeregtigheid was omdat jy 'n dwaalskaap was. Jy het jou eie kop gevolg, jy het God gedien vanuit jou eie insig uit. Jy het na niks wat die Here se woord sê geluister nie, jy het na mense stemme geluister, en jy het soos die Jode, het jy die Joodse geloof gevolg, nie vir God nie. Jou lippe is naby my, maar jou hart is ver van my af. Vers 7, Jesaja 53:7. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Hy was aan God gehoorsaam, 100%, en tog is hy mishandel. En hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat in die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie, en dit maak hom waardig om die boek oop te maak. Hy, vers 6, Openbaring 5 vers 6, is 'n lam wat geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Nou, ons het baie geredeneer in ons gemeente oor, wat is hierdie 7 horings en die 7 oë, wat die 7 geeste van God is? En die horing is dit wat, dis 'n beeld wat Openbaring gebruik as iets wat spreek, iets wat ons sien dit in Openbaring 13. Nou dis baie moeilik om hierdie nou te verduidelik, maar ek glo soos wat ons aangaan met Openbaring, gaan die Here meer en meer aan ons openbaar wat elke beginsel en elke konsep beteken. Maar ons sien in Openbaring 13 vers 11, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad. 2 horings gehad. Ons sien hier 7 horings, 7 geeste, 7 oë. En nou moet ons wil ek amper sê die dots connect. Nee, en dan sê hy in vers 11 van hoofstuk 13, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. Hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en gepraat soos 'n draak. Wat beteken? Daar's twee lyne wat spreek, die 2 horings wat spraak is. Die horings verteenwoordig spraak. Met ander woorde, een of ander ideologie wat gespreek word. En dan sê, maar dit is soos 'n draak. Met ander woorde, en ons weet die draak volgens die skrif sê dit is duiwel. Die duiwel se spraak. Met ander woorde, Jesus het vir die Fariseërs gesê, julle vader is die duiwel. Julle praat die taal van julle vader. En dit is so hierdie 7 geeste wat die lam wat geslag is met 7 horings. Hierdie 7 horings is God spraak op deur en dis ek kan ongelukkig nie verklaar hoekom 7 geeste, hoekom 7 oë, hoekom 7 geeste van God nie. Ek kan dit nie verklaar nie. Ons het nou al baie hieroor gepraat. Maar ons hoef nie alles te kan verklaar nie. Want wanneer ons dit by hom kry,
dan kan ons dit verklaar en sê, dis wat hy vir ons gewys het. So op hierdie stadium moet ons aanvaar, die horings is God spraak, dis spraak. Hoekom God spraak? Want dis die 7 geeste van God. Hoekom o? Wat is die werking van die o? Die o is uiteindelik om te sien. En ons, Jesus het baie gelykenisse gebruik, en een van die gelykenisse wat hy gebruik het, is om te sê, die oog is die lamp van die liggaam. Die oog is die lamp van die liggaam. Met ander woorde, dit is dit wat moet kyk binne in die woord van God in, en met 'n geestelike oog moet hy sien wat God probeer sê geestelik. En dit is waar ek wil volstaan by die oë en by die horings en by die 7 geeste, want ons weet een ding is, as hy gesê het een, dan het ons geweet, okay, dis maklik, dis die Heilige Gees. Maar hy praat van 7 geeste, en hy praat van 7 oë, en hy praat van 7 horings. Ons het nie die antwoord nie. Ek stap verby dit. Goed? En hierdie 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is uitgestuur oor die hele aarde. Met ander woorde, nou kan 'n mens weer, wil ek amper sê, 'n afleiding maak, en dis 'n afleiding, is dat oor die hele aarde, so waar is die hele aarde? Dit is, die aardbol het 7 kontinente, en Christus het gekom vir al die mense oor die hele aardbol. So, 7 geeste, 7 kontinente, ek weet nie. Ek noem dit, ek maak dit nie waarheid nie. Ek noem dit vir wat ook al rede die Here iets wil wys, so ek aanvaar dat dit is nog nie beantwoord nie. Vers 7, en hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. So Christus kom na sy Vader toe, hy is die lam, en hy vat die boek by sy Vader. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siters. Nou, 'n siter is 'n harp. Met ander woorde, dit is iets wat jy klank mee maak, dis, en dan sê hy met siters, en goue skale vol reukwerk. Ons sien die Engelse vertaling praat van bowls, maar as jy na daai bowl gaan kyk, dan 'n bowl is iets wat hulle gebruik het om goeders op te weeg. So dis 'n bakkie, dis nie 'n kruik nie. Dis 'n, wil ek amper sê, 'n weegbakkie, waarin jy iets sou sit om dit te weeg. Hy sê, en elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Nou, daar's geweldig baie wat 'n mens kan sê oor die gebede van die heiliges. En daarom moet jy gaan lees al die psalms van Psalm 140 tot Psalm 144. Dit is 5 psalms, maar ek wil spesifiek verwys na Psalm 141 vers 1 tot 3, wat sê, 'n psalm van Dawid, Here, ek roep U aan, kom tog gou na my toe, luister na my stem as ek U aanroep, laat my gebed soos reukwerk voor U aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. Wat sê Dawid daarmee? Hy sê, my gebede moet reukwerk wees voor U, sodat dit wat ek U vra, ek vir U kan terugklank van dit wat U bedoel, wat U woord vir my sê. En dis verskriklik belangrik, dat ek en jy verstaan, dat die woord van God is 'n dit weerklink terug na God toe wat hy vir ons sê. Ek gebruik Jakobus 1, daar's baie skrifte wat jy kan gebruik, maar ek wil Jakobus 1 gebruik as een voorbeeld
van hoe weerklink. So met ander woorde, God se stem praat in my gees deur sy woord en ek gee dit terug vir hom. Vers 5, Jakobus 1 vers 5. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. As iemand wysheid kort kom, jy kan gaan lees oor wysheid in Spreuke 2 vers 1 tot 9, ek het nie nou tyd om dit te hanteer nie, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word, maar hy moet in die geloof bid. Nou, wat is in die geloof bid? Wat is geloof? Geloof is die woord van God, en jy moet in die woord van God bid. Nou, ek weet dit is 'n moeilike beginsel om te verstaan, maar jy moet die woord bid. Met ander woorde, jy lees nou hier, ek moet in die geloof bid. Here, wat beteken dit? Sê u, Here, ek moet u Heilige Gees vertrou om vir my te wys wat dit beteken om in die geloof te bid. En so, maar nou, ongelukkig vir jou, kan jy nie op jou lauwere rus en niks doen nie. Jy moet gaan navors in die woord, jy moet gaan soek, bid en klop, om agter te kom, so wat beteken dit? Wat beteken geloof? Right, so ons kry dit nou in Romeine hoofstuk 10, wat sê, vers 17, die geloof, ons wil meer weet oor geloof, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. So, kom ons sê dit andersom. Die woord van God kom deur die gehoor en dan kom uit die gehoor die geloof. Kan jy dit sien? Ek gaan dit weer sê. Die vers lees so, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Goed, deur die woord van God hoor ons vir God. En deur die feit dat ons God hoor, deur die woord van God, word ons geloof vermeerder. Goed, so wil jy geloof hê, spandeer meer tyd in die woord van God, dan hoor jy die woord van God, en dan het jy meer geloof. En so Jesus sê hy, maar hy moet in die geloof bid. Met ander woorde, hy moet vanuit die woord van God bid. Wat ons aan almal, sonder om te twyfel. Sonder om te twyfel beteken, jy moet die woord van God vat soos wat God het vir jou aanbied. Met ander woorde, jy moet nie die woord van God vat en twyfel oor wat hy sê nie, vat hom op wat hy sê. Kom ons vat vir Abraham as 'n voorbeeld. Abraham het 'n opdrag van God gekry. So kom ons vat, ek moet dit net prakties probeer maak. Kom ons praat gou oor die doop. God sê, laat jou doop. Ons sien dit in Handelinge hoofstuk 2 vers 38, laat jou doop en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, die belofte van die Heilige Gees ontvang. Right? So nou twyfel jy, sê, moet ek my laat doop? Ek weet nou nie, en nou laat doop jy jou nie. Ek gebruik dit net as daar's baie voorbeelde. Sonder om te twyfel, want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see wat deur winde gedryf en voortgesweep word. Wat is 'n golf van die see wat deur winde gedryf word? Weet jy wat is die winde? Die winde is winde van dering. Hoe weet ek dit? Efesiërs 4, vers 11 tot 16. En dis hoe die woord werk. Dis hoe geloof werk. Hoe meer woord, hoe meer waarheid, hoe meer geloof. En hoe meer geloof, hoe meer antwoorde. Hoe meer antwoorde, hoe meer het jy om God mee te vertrou. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. So wat beteken dubbelhartigheid? Dit beteken jy wink tussen twee gedagtes. Jy's ja, nee. En dan doen jy uiteindelik niks nie. So hoe het ons daarby uitgekom? Die gebede van die heiliges. Jou gebede moet gerig wees op Christus se woord. Met ander woorde, jy moet die woord van God vat en wanneer jy met dit werk, moet jy vir die Here sê, Here, ek het nodig dat U Heilige Gees vir my wys. Wat is dit wat U wil sê rondom gebede van heiliges?
En nou het ons klaar gekyk na Psalm 141 vers 1 tot 3. Ons moet kyk na al die skrifte wat praat oor die gebede van die heiliges, of die gebede, en so moet jy die woord deursoek en deursoek en deursoek, totdat jy die antwoord kry oor die gebede van die heiliges. Vers 9, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem. Nou, ons almal ken die lied, wat ons so lief is om te sing, U is waardig om die boek te neem. Nou, dis 'n lieflike lied, maar alhoewel ons die lied sing, is dit nie die antwoord op hierdie lied nie. Want ons moet dieper insig kry oor, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Nou, ek wil ook nou weer 'n keer net sê, daar's soveel goed wat ons verkeerd vanuit menslike insig verkeerd interpreteer en verklaar. Want dit is maklik om te sê, ja, Jesus het aan die kruis vir my gesterf en hy het my met sy bloed gekoop. En dis wat mense doen met die feit dat Christus se bloed gestort is aan die kruis. Dan los dit hom passief, hy hoef niks te doen nie, want Christus het klaar alles aan die kruis gedoen. En dit is 'n leuen. Want as jy sê, hy het my met sy bloed gekoop, dan moet jy gaan uitvind, wat beteken dit? Wat beteken dit dat ons sê, hy het ons met sy bloed gekoop? Want jy sien, die bloed van Christus het 'n baie dieper betekenis as net dat hy het aan die kruis, het hulle hom geslag en daar het sy bloed uitgevloei en halleluja, nou is ek gered, ek moet net glo, hy het vir my aan die kruis gesterf. Dis nie wat dit beteken nie. So wat is die bloed van Christus? En wat is die dieper betekenis? Christus se moeder Maria het swanger geword. Hoe? Deur die Heilige Gees. En die bloed wat in Christus was dit is wat hom die vlekkelose lam maak. Wat beteken daar was geen menslike DNA in sy bloed nie. Want God het haar uit die hemel uit swanger gemaak deur die Heilige Gees. Wat beteken die sondeval wat gekom het by Adam en Eva, en die bloedlyn van Adam was bevlek met sonde. En die oorlewering van geslag tot geslag van Adam af was sonde bevlek in die bloedlyn. Met ander woorde, in die bloed van die mens was die sonde opgesluit gewees. Met ander woorde, dit was in jou aard om soos jou vader Adam ook in sonde van ongeregtigheid te wandel. Nou, ons het al baie oor ongeregtigheid gepraat, ek wil nie nou daaroor praat nie, gaan kyk maar net, ongeregtigheid en geregtigheid staan teenoor mekaar, en dit is nie vlees teenoor, met ander woorde, ek my vleeslike sonde mens, dit gaan oor die sonde van ongeregtigheid, en die werke van ongeregtigheid, soos ek sê, ek wil nie nou in diepte daaroor gesels nie. Goed. Want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop. Nou, daar's heel wat skrifte wat ons hier kan aanhaal, Handelinge 20 vers 28 en Handelinge 18 vers 6. En dit is maar net dood eenvoudig met die bloed gekoop, maar ek wil net so klein bietjie dieper gaan. 1 Korintiërs 6 gaan oor en dan moet ons, kom ons lees net eers vers 20, want julle is duur gekoop. Goed, so verstaan net een ding, en dit is dat jy's gekoop. En omdat jy gekoop is, moet jy een ding verstaan, jy behoort nie meer aan jouself nie. En nou wil ek vir jou vandag 'n baie belangrike ding sê, en ek wil hê jy moet baie, baie mooi luister. En dit is, jy was eers gekoop deur die Satan. Hy het jou gekoop.
Jy het aan hom behoort. En jy kan ook sê, nee, ek was nooit 'n satanist nie. Jou vader was die duiwel. Want jy het in ongeregtigheid gewandel, soos Adam. En daarom was jy in sonde, vasgevang gewees. Jy was 'n slaaf van sonde. En daar's baie skrifte wat ek kan aanhaal. Ek wil nie nou alles, want ons gaan nie by alles uitkom nie. Ek is al klaar oor my tyd soos wat dit is. Daar's soveel skrifte wat praat oor die sonde waarin jy vasgeval was. En jy was 'n slaaf. Wat beteken jy was 'n slaaf? Dit beteken dat jy het aan iemand behoort wat jou as 'n slaaf hanteer het. Maak nie saak by watter kerk jy was, waar jy gesit het, na wie jy geluister het nie. Hy het vanuit ongeregtigheid jou bedien. En maak nie saak of hy Jesus Christus op sy lippe geneem het nie, was 'n ander Jesus. Totdat jy besef het, jy is gekoop deur Christus. En nou behoort jy aan hom. En as jy aan hom behoort, dan moet jy by jou Heer gaan hoor en luister, hoe moet jy leef vir hom? En jy gaan dit nie by mense hoor nie, jy moet dit uit sy woord uit hoor, want hy is die woord van God. Ek wil net hierdie gedeelte gou vinnig hanteer, 1 Korintiërs 6 vanaf vers 12, alles is my geoorloof, maar alles is nie nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Die voedsel is vir die maag en die maag is vir die voedsel, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. En die liggaam is nie vir hoerery nie. Nou, hoerery in hierdie konteks, jy kan nou die ESV gaan lees, hy praat oor sexual immorality, dit het niks met seksualiteit te doen nie. Niks. Dit gaan nie oor mens se seksualiteit en mens se seksuele sonde nie. So, vergeet van die ESV, gaan lees die King James. En dan sê hy, en die liggaam is nie vir hoerery nie. So, wat beteken hoerery? Dit beteken, ons verbind ons aan 'n hoer. Met ander woorde, 'n instansie of 'n kerk wat nie Christus verkondig soos wat Christus verkondig moet word. Met ander woorde, 'n vals Christus, 'n vals evangelie, 'n vals gees wat funksioneer die hele wêreld vol. En dan sê hy, en die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here. Die liggaam behoort aan die Here. Hoeveel liggame is daar? Een liggaam. Goed, ons kan nou baie daaroor sê. Hy sê, en die Here vir die liggaam. Met ander woorde, die liggaam van Christus verbind hom aan Christus en hy kan nie verdeeld wees nie. Met ander woorde, jy het jou kerk en ek het my kerk nie, want daar's net een liggaam. En dan sê hy, en die Here vir die liggaam. Hoekom sê hy die Here vir die liggaam? Die woord vir die liggaam. So almal wat hulle tot Christus verbind hulle tot die woord van God. En nie net 'n stukkie hier en 'n stukkie daar nie, die volheid van die woord van God. En dan sê hy, en God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag. So Christus is opgewek sodat hy die lewe wat in Christus is aan ons kan gee. Waar kry ons dit? In sy woord. Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Nou wil ek net gou 'n ding sê. Jou persoon, jy persoon gelowige, is net 'n lid. Jy's nie die liggaam nie. Jy's net 'n lid van 'n liggaam. So met ander woorde, jy moet jou verbind tot liggaam. Jy kan jou nie verbind tot liggame nie, daar's nie, en jy kan ook nie alleen staan nie, en jy kan ook nie kies watter liggaam jy wil deel aan hê nie. Die liggaam van Christus is die een wat vanuit die lewe van Christus uitleef. Nou sê hy, weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie. Met ander woorde, wat is die hoer? Die hoer aanbid Christus op sy eie manier. Nie soos Christus sê hy moet nie. Hy doen sy eie ding. En jy dink nou, ja, maar ons is in 'n Christen kerk. Pas op. Hulle het hulle eie evangelie, hulle het hulle eie waarheid, hulle het hulle eie pastoor, hulle eie ding, hy praat sy eie taal, hy praat nie die taal van die woord nie. Hy bied nie die woord in gees en waarheid aan nie, hy bied dit waarskynlik net in waarheid aan, en sommige van hulle net in gees.
Of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie? Die oomblik as jy by die vals kerk sit, dan word jy deel van 'n liggaam wat 'n hoer is. En nou sê hy, want die twee sê hy sal een vlees wees. Wat beteken dit? Dit beteken, verbind jou tot 'n instansie wat nie tot Christus verbind is, in volle waarheid nie, dan is jy een vlees. Daar's niks hier, dit is net vlees. Goed. Maar wie die Here aanhang, is wat? Een gees met hom. Ek wil net kom by die wil ek amper sê die kruks van hierdie gedeelte. Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam. Met ander woorde, enige sonde wat jy besig, met ander woorde valsheid van die woord wat jy besig, is buite die liggaam. Wanneer jy op die regte plek die Here aanbid saam met die liggaam van Christus, dan kan jy nie sondig nie, maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam. Met ander woorde, wie is die eie liggaam? Die liggaam van Christus is eintlik die liggaam waarin jy moet behoort. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is? Dis kollektief. Dis nie singular nie. Ek wil dit baie duidelik stel. Jy persoon is nie 'n tempel nie, jy's 'n lid van 'n liggaam wat die tempel is. Ek sê dit weer, jy individu is nie 'n tempel nie. Daar's 'n evangelie daar buite wat sê, hoe weet jy dan nie jou liggaam is 'n tempel nie? Jy mag nie rook nie, jy mag nie drink nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie. Dis nie wat dit beteken nie. Wat dit wel beteken is dat elke persoon is 'n lid van 'n liggaam. Nie 'n liggaam van 'n liggaam nie. 'n lid van 'n liggaam wat uiteindelik die tempel van God is waar die Heilige Gees funksioneer. Die Heilige Gees funksioneer nie by 'n hoer nie. En dis nie 'n fisiese hoer nie, dis 'n hoerkerk. Dan sê hy, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Hier is die kruks. Jy behoort nie aan jouself nie, jy behoort aan Christus. Hy het jou gekoop, want hy sê, want, vers 20, julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam, hy sê nie in julle liggame nie, verheerlik God dan in julle meervoud, liggaam enkelvoud, julle liggaam, julle is deel van hun liggaam wat enkelvoud is, en dan sê hy, en in julle gees enkelvoud, wat aan God behoort. Want die liggaam van Christus is gees, die liggaam van die hoer is vlees. Goed, en die liggaam van Christus is duur gekoop. Met wat? Sy bloed. Hoekom sy bloed? Want wat is in sy bloed wat dit uniek maak? Sy bloed is gees. En as ek en jy deur hom gekoop is, dan is ons een gees met hom. Met ander woorde, wanneer ons met Christus gemeenskap het, dan is dit vanuit gees. En dan die bloed waarmee hy my gekoop het, kom deur sy woord en die reinigingswerk en die heiligmaking kom deur sy woord wat duur gekoop, my duur gekoop het. Dis nie 'n goedkoop transaksie gewees nie. En jy gaan agterkom in jou stap saam met die Here, dis nie goedkoop nie. Inteendeel, dit gaan jou lewe kos. Dit gaan jou lewe kos. Dis nie 'n kinderpartytjie nie. Om hom te ken is nie 'n kinderpartytjie nie, dit kos jou lewe. Goed, ek moet klaarmaak. Ek staan nou by 53 minute, ek moet klaarmaak. En hy het ons gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en nou kan jy weer 'n keer sê, o ja, uit elke land was daar nee, elke stam en taal en volk en nasie, is elke plek waar ons in hoerery vasgevang was. Taal, 'n taal, watter taal het jy gepraat? By watter kerk was jy gewees? Wie was jou leier gewees? En volk en nasie, jy kan maar gaan kyk, dit gaan oor 'n kollektiewe groep van mense wat dieselfde taal gepraat het. En dit het niks met volkstaal te doen nie.
Dit het niks met volkstaal te doen nie. Dit het te doen gehad met jou godsdienstige plek waar jy gesit het. Was jy 'n Jood? Was jy 'n Jehova getuie? Was jy 'n wat ook al, 'n NG Kerkganger? Was jy 'n AGS of 'n PPK of 'n APK? Wat was jy? Want daar praat hulle 'n taal. En die liggaam van Christus praat een taal. Kom ek gou vir jou sê, as jy sê die liggaam van Christus is in elke kerk vasgevang, hoekom? Hoekom as jy praat, so kom ons vat gou twee instansies. Een praat van die klein doop en die ander een praat van die groot doop. Hoekom sit hulle in twee banke? Hoekom sit jy in daai bank en ek in die bank? Hoe is dit een? Hoe is dit een liggaam? Die een glo aan die Sabbatdag en die ander een glo in die Sondag. En hulle sit in verskillende banke. Hoe is dit een? As jy 'n naam het vir jou kerk en ek het 'n naam vir my kerk, hoe is dit een? En so kan jy aangaan. Die vraag is, hoe kan ek met iemand saamstap as ek 'n naam van hom verskil? As ek net 'n naam van hom verskil, let alone taal, let alone groepverdeling. Hoe kan ek saam met iemand stap as ek en hy oor die waarheid van God se woord verskil? Daar kan nie, daar's een waarheid. Ons kan nie van mekaar verskil oor die waarheid van God se woord nie. En hy het ons gekoop as wat? Hy het ons konings en priesters vir ons God gemaak. Hoekom konings en priesters? Want die koningskap van Christus moet oorgaan in koningskap. Wat beteken? Ons moet heers oor wat? Oor die sonde van ongeregtigheid. En ons moet optree in die gesag van Christus as konings om te sê wat hy sê. Ons moet optree as priesters, want ons moet mense bedien met die waarheid van die woord en sê wat hy sê. En ons sal as konings op die aarde heers. Want jy sien, heerskappy is uit Christus uit. Dis nie, ek is 'n koning, ek is 'n koningskind, my pa, ek is 'n prins, my pa is die koning. Weet jy wat, dis net snert. Die punt is, alles wat Christus sê, as ons dit vir mense sê, dan heers ons. Ons heers vanuit die waarheid van sy woord. Toe sien ek, vers 11, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. Nou, daai sommetjie gaan ons nie eers probeer maak nie. En met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, derde keer. Die lam, it had been slain, en dan sien ons, die lam wat u is geslag, vers 9, en nou hier, vers 12, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en eer en heerlikheid en lof. Nou, wat kan jy nog daarby insluit? Absoluut niks. Krag, rykdom, wysheid, sterkte, eer, heerlikheid, lof. Nou, ons kan elke een van daai beginsels kan ons afbreek. Die krag van Christus. Ek bedoel, die krag, kom ons praat net kortliks oor die krag. In sy krag het hy die dood oorwin. In sy krag het hy alles wat ek en jy nodig het om eendag die koninkryk van God te beerwe, het hy aan ons as 'n erfenis beskikbaar gestel. In sy krag is daar 'n opstanding, want hy is die opstanding. En so kan ons aangaan. En so kan ons elkeen vat rykdom. Ek dink sommer vinnig, terwyl ek nou sommer rykdom sien, dink ek aan die skrif in Romeine hoofstuk 11, wat sê, o die diepte, vers 33, o die diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman geweest, of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld. Hoe kan ek iets vir hom gee, dat hy my daarvoor moet vergoed? Niks, ek het niks, jy het niks. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En ek bedoel, dit is die amen. Ons kan nou eintlik net hier afsluit en sê amen.
Vers 13, Openbaring 5, en elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom, aan Christus wat op die troon sit, hy is die koning, en aan die lam, die een wat geslag is, kom toe, die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Tot in alle ewigheid. Never ending. Met ander woorde, nooit ooit sal hy nie wees die een met die lof en die eer en die heerlikheid en die krag nie, want dit sal wees tot in alle ewigheid. Sy posisie sal nooit verander nie. En daarom kan ek en jy nie sy posisie inneem nie. Jy is nie 'n koning, ja, koningskind, ek is so belangrik en niks vat aan my nie, want ek is 'n koningskind. Nee, jy verstaan nie, hy is die leeu en hy sal verslind, hy haat hoogmoed. Vers 14, en dan sluit ek af, en die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid, wat lewe tot in alle ewigheid. Amen.